Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om by mekaar te wees en U naam te kan groot maak. Wat 'n voorreg om voor U stil te word, Here. Wil U vanoggend kom en kom ingryp. Here, wil U kom en kom praat, soos net U kan, Here. Asseblief, Here. Ons vra dit in U naam. Amen. So vanoggend praat ons oor hoe mis ek God se wil vir my, en ek weet nie of jy al so gevoel het nie, maar ek het, jy het hierdie gevoel dat ander mense het God op speed dial. Soos partykeer sal mense vir my sê, Johan, sê asseblief vir my bid, so asof ek hierdie direkte lyn het hemel toe, en dan vra ek maar, ja, ek sal vir jou bid, en dan wonder ek by myself, ja, die Here sê daar's krag as twee of meer in sy naam by mekaar is, en as ons saam bid en saam stem, dan sal hy dit hoor, en ek weet al die tekste, maar die Here sê ook die gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan wonder ek of jy jouself, as jy my vra om te bid, jouself sien as onregverdig en my sien as regverdig, en dan dink ek weer by myself, maar ek is net regverdig, want Jesus het my regverdig gemaak, want ek is 'n sondaar net soos jy, en so aan, maar ek het hierdie gevoel partykeer dat ander mense bid en hulle kry dit dadelik. En ek kry 'n beset toon. Jy wil hê God moet dadelik antwoord, maar hy moet vir jou teken gee, hy moet vir jou iets wys, en dan begin jy wonder, as God nie antwoord nie, begin jy wonder, doen ek iets verkeerd, glo ek te min, bid ek verkeerd. En as jy nie so gevoel het, wil ek asseblief jou sê, jy's nie alleen nie, ek voel ook so. En nie dat ek 'n maatstaf is van enigiets nie, maar ek wil net vir jou sê, dat daar's 'n rede hoekom ek 'n swart streep gemaak het deur die gehoorstuk van daai telefoon. Soms voel ons net maar, hierdie ding werk nie. Ons almal ken daai gevoel as jy jou selfoon optel en die persoon aan die ander kant klink of hulle in 'n tonnel is of wat ook al. Partykeer voel dit met God so. En ek wil vir jou vanoggend begin met goeie nuus. As jy vir God soek, hy's nie so ver as wat jy dink nie, inteendeel, hy's nader as wat jy dink. En verlede week het ons gepraat oor God se wil, en ons het begin en gesê, maar God het 'n soewereine wil, sy wil vir die hele wêreld, en God het 'n morele wil, die manier wat ek en jy moet leef. En as ons nie God se morele wil volg nie, as ons nie elke dag leef volgens dit wat God wil hê nie, hoe kan ons verwag, hy moet sy wil vir ons lewe, die groot prentjie openbaar, en dan het ons gepraat oor God se toelatende wil, die feit dat God dit toelaat dat sonde gebeur, en dat mense verkeerde keuses maak, maar ook toelaat dat mense hom kies, en hoe dit werk, en wat 'n effek dit het op ons lewens. En ons het geëindig by God se persoonlike wil, die feit dat jy God se hart kan ken, en as jy God se hart ken, gaan jy verstaan wat is sy wil vir jou as mens, want God het jou gemaak, uniek, spesiaal, daar's nie twee van ons op aarde nie, as jy identiese tweeling is, dan is jy nog steeds uniek, spesiaal, daar is, jou vingerafdruk, jou retina, jou DNA, 110 goed, wat God in jou lyf ingebou het, wys, daar's net een van jou, en God het 'n wil vir jou, maar as jy verward voel daaroor, of as jy voel daar's iets in die pad, dan jy waarskynlik soos ek al in die verlede, en soms meer onlangs as wat ek wil erken, in een van 3 lokvalle geval, en vanoggend gaan ons daaroor praat, hoe mis ek God se wil? Wat is dit wat in die pad staan? En die eerste ding is ons oorvergeestelik God se wil, jy dink dit moet hierdie mystieke ding wees, jy weet, jy lees in die Bybel, in die Ou Testament, dan kom Moses, en dan praat God met Moses, dan sit 'n brandende bos, of hy praat met Gideon, dan is dit 'n velletjie wat dou kry, en dan kry dit nie dou nie, of daar's 'n hoorbare stem, dit is my geliefde seun, en dan, daai stem moet klink soos Anthony Hopkins, of Morgan Freeman, of een of ander saak, so diep, en eerbiedig, of, in die Ou Testament is daar die een plek waar hulle 'n lelike party hou, dan kom die Here, en dan skryf hy met 'n hand teen die muur, en dan dink jy, maar dis hoe dit moet gebeur, dis hoe God vir my moet openbaar, of jy vra vir hom, Here, ek soek 'n teken, en dan kom die Here in Matteus 12, en as jy jou Bybel het, blaai saam met my soontoe, ek het, vanoggend wil ek elke kyk hoe wie van ons blaai die vinnigste in die Bybel rond, Matteus 12, ek gaan sê ek cheat, want my Bybel het vingerdrukke, Matteus 12 vers 38, staan daar hierdie woorde, daarop het sommige van die skrifkenners en fariseërs Jesus geantwoord, leermeester, ons wil graag 'n wonderteken van u sien, om te bewys dat u van God afkom. So hulle sê, soos wat ons doen, Here, ek soek 'n teken.
Here gee my net 'n saai. Jesus antwoord, en hierdie is serieus. Toe ek dit lees, toe vra ek onmiddellik verskoning vir al die kere wat ek God vir 'n teken gevra het. En dan gaan ek dit nou vir jou verklaar, en hoef jy nie so skuldig te voel nie. Maar in elk geval, Jesus het geantwoord, dit is net slegte en goddelose mense wat 'n wonderteken as bewys wil hê. Die enigste teken wat jy sal kry is die van die profeet Jona. Nou wat het met Jona gebeur, Ou Testament? Here gee vir hom 'n opdrag, sê vir hom, gaan na Ninive toe en gaan praat met hulle en preek vir hulle en sê vir hulle is in verderf. En Jona sê, nee Here, dit klink 'n bietjie moeilik en ek like nie hierdie plan van u nie. En dan klim hy op 'n boot en dan laat die Here 'n vis hom insluk, want daar's 'n storm, en dan spoeg die vis hom uit presies waar hy moet preek, en dan gaan hy al stinkend in die stad in, en hy preek die kortste, stinkste preek op aarde, hy preek een sinnetjie en 'n hele stad kom tot bekering. So Jesus sê, dis die enigste teken wat jy wil kry. Nou, hoekom is Jesus so skerp met sy opmerking? Hoekom kom hy en hy sê, so skerp, dat, luister, jy's goddeloos, jy's sleg as jy vir 'n teken vra. Dis 'n bietjie bad. Want sien, wat God probeer sê is, dit help nie, jy soek 'n teken, maar jy soek nie vir my nie. Jy soek nie vir my nie, jy soek net 'n teken. Jy soek nie eintlik vir my nie, jy soek net my stempel, dat wat jy klaar besluit het, is reg. Want sien, die Fariseërs het klaar besluit in hulle koppe, hoe werk God, en wat is God, en hulle het die sisteem gaan gemanipuleer, en hulle was hierdie geestelike hooggeleerdes, en hulle het net gesê, weet jy wat, ons het beheer oor hierdie saak, en sodra ons, Jesus gaan nie, hulle het geweet, hulle het gedink in hulle harte, maar Jesus gaan nie 'n teken vir hulle kan gee nie, so dan is hulle reg en Jesus is verkeerd. So, baie keer as ons 'n teken soek van God, dan soek ons nie regtig vir God nie, ons soek net 'n bewys, luister, jy's op die regte pad, Here, okay, nou so ek is nog op die regte pad, bly hier, ek karring aan. En dan begin as jy 'n bewys soek, dan gaan ek dit vir jou wys. By wie gaan soek jy raad? Party van ons vra jou beste vriendin, jou person. Nee, Grey's Anatomy, I've got my person, it's Christina Yang, jy weet. Ek gaan na hierdie persoon toe en hulle verstaan my en hulle het my hele lewe saam met my groot geword. Of jy gaan na jou terapeut toe en jy lê op die bank en jy sê, asseblief, ek het hierdie moeilikheid. Of jy praat met jou gunsteling barista. Ek kry nogal goeie raad, maar jy Plato, hulle skryf so dinge op jou koppie. Dan sê hulle vir jou, jy gaan 'n great dag hê. Jy weet, dan dink jy, ja, daai werk. Maar deesdae, hoor ek, as jy die beste raad soek, dan vra jy vir ChatGPT. Nou, ek like ChatGPT, want ek hoor iemand vir ChatGPT gevra, van al die gelowe in die wêreld, watter een sou jy aanbid as jy nou 'n mens was? En toe antwoord hy sou 'n Christen gewees het. So, net daarvoor like ek ChatGPT, maar die punt is, ChatGPT is nog steeds nie God nie. Want sien, ek en jy vra God vir 'n oop deur. Here, maak die deur vir my oop. Here, as hierdie plan van U is, Here, asseblief, maak die deur oop, en dan sit iemand op Facebook 'n boodskap, as die Here nie die deur oop maak nie, dan gee hy ten minste 'n skreefie op die venster. Jy weet? Maar imagine nou, jy dink, okay, nou moet ek by die venster uit, maar die venster is op die 5de vloer. Dan val jy vir jou dood. God doen daai. So, jy soek 'n oop deur, maar jou Bybel is toe, so waar kry jy jou raad? So, as jy gaan blaai na Jakobus, heel baie naby aan die einde van die Bybel, Jakobus 1 vers 5, staan daar hierdie woorde. Vra vir dit, vra vir God, as nie vir jou duidelik is, wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal eenvoudig jou die wysheid gee, en jou nie verwyd dat jy gevra het nie. Hy gaan jou nie verwyd dat jy gevra het nie. Is dit nie amazing nie? In die ou vertaling het daar gestaan, en as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Want sien, wysheid is anders as kennis. Kennis is, ek ken die periodieke tabel, ek ken nie die periodieke tabel nie, ek ken nie die stelling van Pythagoras nie, daai goed, dit werk nie vir my nie, nee? Maar kennis is dit. Kennis is om te weet 60 is die spoedgrens. Wysheid is om te weet, op 66 begin hulle eers aftrek. Nee? Nee, dis nie spot. Moenie vir my luister nie. Wysheid is wanneer ek goddelike insig het in 'n situasie. So as jy God se insig soek, as jy wil weet wat God wil hê vir jou lewe,
Hoekom vra jy nie vir hom nie? Maar ons is so besig om dit te vergeestelik en ons wag vir hierdie teken uit die hemel, hierdie lig wat moet oopgaan, dat jy eintlik passief bly. Totdat jy dit kry en dan gebeur dit nie, want jy het nie na God toe gegaan nie. Jy het nie God se woord ondersoek nie. Die tweede fout wat ons maak om God se wil te mis, is ons ooranaliseer God se wil. Want sien, ons het hierdie probleem in ons wêreld vandag, en as jy so lank na die volgende teks toe wil blaai, het gaan Hebreërs 11 vers 6 wees. Ons grootste probleem is, daar's te veel opsies. Wie van julle het al gaan sê, jou vrou stuur jou winkel toe, en sy sê vir ons, bring vir my 'n pak chips. Nee, ek wil dit in die groente sit. Nee, so dis nie net chips vir saam die rugby nie, dit is 'n spesiale chip wat nou in hierdie groente, dis, jy weet, hierdie gemengde groente oondbedryf in moet gaan, en dan gaan staan jy daar, dan is dit Pringles en Flannigans en Flings en Cheese Girls en O'Hagens en dis Lay's en dis Doritos en hoor jy, ek hoor so by the way, dat as jy eendag blits soek en jou kinders se Doritos, dit maak baie goeie blits. Ek weet nie, random feit, maar in elk geval, dan staan jy daar en jy het al hierdie opsies, en dan sê jou vrou, okay, as jy klaar die chips gekry, dan gekry vir my kaas. Nou het julle geweet, ons oor die 400 soorte kaas. 400 soorte kaas, jou vrou moet dit so bietjie beter maak. En dan sê sy vir jou cheddar, dan staan jy voor die rak, dan staan cheddar, dan staan verouderde cheddar, en groen cheddar, en blou cheddar, en geel cheddar, en dan staan jy sê, nee, dis ons probleem. Ons sit hierdie wêreld met al hierdie opsies, met groot goed en met klein goed. Jy by jou kind na skool toe, jou kind moet skool toe gaan, daar's 10 op die dorp. Jou kind moet, jy moet kies, wat doen jy vir 'n werk, daar's 30.000 gelyste beroepe op hierdie stadium, waar jy kan kies. Huwelik, soveel soos die mens op die aarde, soveel as jou opsies op die aarde, blykbaar deesdae, want deesdae maak geslag nie saak nie, maar ek dink nog steeds geslag maak saak, maar volgens die wêreld en die kultuur van ons wêreld, is enigiets 'n opsie. Jy kan tot met jouself trou blykbaar. Het jy agtergehoor, party mense trou met hulle self? Maar in elk geval, so dis jou opsies, en dan Netflix, TV, dit vat vir ons langer om te kies wat ons wil kyk, as wat die fliek is wat ons gaan kyk eventueel, en as ons ontlaag gekyk, dan voel ons stupid, want ons het verkeerd gekies, dan volgende keer sê vir jou vrou, jy kies, want ek kies pateties, dan kies sy pateties, en dan sê jy vir haar, luister, miskien moet sy kinders vra om vir ons 'n movie te kies. Ons het net te veel opsies. En is dieselfde as ons na God se wil toe gaan, nee, ek het nou gesê, oor vergeestelik, dit gaan lees die Bybel, en begin jou Bybel lees, dan kom jy agter, maar watter stuk van die Bybel werk vir my? Hoe kom ek hierby uit? Hoe weet ek, en dan analyseer ons, en ons soek net hierdie duidelikheid, en ons wil net alles presies weet. So ek wil jou vra om vir my saam met my te blaai na Hebreërs 11 toe. Hebreërs is net voor Jakobus en net na Filemon in die Bybel. Hebreërs 11 vers 6 staan daar hierdie woorde: as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy daar is, en dat hy die wat hom soek beloon. Met ander woorde, wat daar staan is jy gaan nie alles weet nie. God gaan nie alles vir jou wys nie. Hoe het Jamaine geweet, ek is die man vir haar? Sy het sekere goed geweet. Sy het geweet, ek praat Afrikaans, sy het geweet, ek is lief vir die Here, sy het geweet, ek is 'n man. Sy het geweet, ek is nie te dom nie, ek is ook nie te slim nie, sy het nie geweet, sy het geweet, ek is pateties met sport, sy het 'n klomp goed geweet, en, maar toe sy moes ja sê, toe ek haar vra om met my te trou, was dit 'n leap of faith. Dis daai ding van, okay, gebaseer op wat ek weet van mans oor die algemeen, en hierdie een spesifiek, en my verhouding met die Here, yes, hierdie is die ou. Dis 'n stap van geloof. Nou ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. God gaan vir jou sy wil wys, maar hy gaan hom nie vir jou in detail wys nie. Hy gaan hom vir jou wys 1 tree op 'n slag, en jy gaan daai tree moet neem, en dis geloof. Dina se verhaal, Shamaine se lewensverhaal is hierdie een stap van geloof op die volgende stap van geloof. Toe ek Sanien toe gekom het vir my onderhoud by die NG Kerk, het ek nie eens geweet waar Sanien is nie. Ek was in my lewe nog nooit daar nie, nie eens geweet as 'n dorp met so 'n naam nie. Dit het never crossed my mind.
En hier bring die Here my hier, en nou bly ek al 25 jaar in hierdie plek, en ek noem dit my huis, en ek is lief vir hierdie plek, en ek is mal oor die water, en dit is net 'n amazing plek om te wees, maar dit was 'n leap of faith. En dit bly hierdie leap of faith. Ek en jy moet ophou om God se wil te ooranalyseer, want die realiteit is, as God vir jou alles wys, gaan jy dit nie doen nie, want God se wil is scary. God se wil is scary. Dit vra geloof. Jy gaan nie die besluit maak nie, want jy wag vir vrede, jy wag vir hierdie teken, jy wag tot jy alles 100% weet, maar intussen wag jy jouself in ongehoorsaamheid in. Intussen is jy besig om stil te staan, niks te doen en niks te beteken vir die Here. Spreuke 3 vers 5 tot 6, jy kan dit self gaan opsoek. Spreuke 3 vers 5 tot 6, soek dit op terwyl ek daaroor praat. Is daai liedjie wat ons nie kinderkraans gesing het, as jy 'n kinderkraans gehad het toe jy 'n kind was, en jy is so oud soos ek. As jy nie weet wat kinderkraans is nie, moenie waar nie. Dit was net 'n ding op Woensdagmiddag wat hulle by kerke gedoen het. Ek dink nie dit gebeur meer nie, maar kinderkraans was op 'n Woensdagmiddag, en daar het jy hierdie liedjie gesing. Ken hom in al jou weë. Ek moet nie verder sing, ek's nie baie goeie sanger nie. Maar dit sê letterlik, ken God in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. In die nuwer vertalings is dit, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insig nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen, en hy sal vir jou die regte pad wys. Nou, daar's 'n rede hoekom ek die liedjie gesing het, want die ou Afrikaanse vertalings praat van ken hom in al jou weë. Daai woordjie ken in Hebreëus is die woord yada. Nee, en jy moet, ek is nie groot op Griekse en Hebreëse woorde om dit in 'n preking te wys en te wys of te maak of ek slim is nie. Maar hierdie een is belangrik. Yada beteken om iets te ken op 'n diep relasionele wyse. Met ander woorde, ek ken my vrou anders as wat julle haar ken. Want daar's 'n verhouding wat dieper is. Dit wat tussen my en haar is uniek. Dis spesiaal. Ek ken haar soos niemand anders sal ken. Haar ma ken haar weer op 'n ander manier. Want haar ma het haar doeke omgeruil, en ek is baie bly ek het nie haar doeke omgeruil nie, want dit sou weird gewees het. Nee. Maar die Here kom en hy sê, ek en jy moet God ken en God se wil ken op hierdie diep relasionele manier. Iets wat ek ken uit ervaring. Uit ervaring weet ek, dit gaan gebeur. Hoe weet jy dat as jy die kar se sleutel draai, dan gaan hy aangaan, as jy die klats trap en dit en dat en dat. Ervaring, jy het dit geleer, jy ontwikkel hierdie kennis. Maar dis ook dieselfde woord wat God in Genesis 4 gebruik, toe Adam en Eva mekaar die eerste keer geken het, en hulle eerste kind gebore is. Dis nie 'n koue gehoorsaamheid nie. Ek kom nie en ek sê ek ken God se wil, nou doen ek dit soos 'n robot nie. Dis ek ken God se wil, ek besef dis die beste vir my. Uit my verhouding met God weet ek dat God die beste vir my wil hê, en daarom gaan ek hierdie doen. Ek ken God in al my weë. As ek gaan date, dan date ek dit die mense wat God sal goedkeur, want ek weet dis wat God wil, die beste hê vir my lewe. As ek in die huwelik intree, as ek 'n ouer moet wees, hoe moet ek my kind groot maak? Ek doen dit soos God sou gedoen het. Ek vertrou nie logika nie, ek vertrou God. Maar om God se wil te ken en God se wil te doen, bly scary. En ek wil vir jou sê, jy sal nie jou roeping vervul as vrees die finale stem kry nie. Want partykeer gaan God vir jou sê, gaan na 'n ander dorp toe, en dan gaan sê, Here, dis 'n bietjie van 'n sacrifice. Of God gaan vir jou sê, weet jy, gaan praat met hierdie persoon, en sê, maar Here, dis my baas. Of, Here, daai ou stink 'n bietjie. Of die Here gaan vir jou sê, doen hierdie, of gee hierdie geld vir daai saak, en dan gaan jy sê, maar Here, ek het eintlik daai geld dat ek hierdie kan, en dan, ons sukkel met daai ding. Maar elke keer in die Bybel, as God iemand geroep het om te beweeg, het dit geloof gevat. God kom na Abraham toe, hy sê vir hom, trek na 'n plek toe wat ek jou nie gaan wys nie. God gaan na Noag toe, hy sê vir hom, bou 'n boot in die woestyn. Hoe stupid klink dit? God gaan na Jonah toe, hy sê vir hom, gaan preek vir 'n plek wat jou nie ken nie. Hy kom na Petrus toe, en hy sê vir hom, klim uit die boot as jy my wil volg. God gaan na Jesus toe, en hy sê, as jy wil wys jy is my seun, dan gaan jy aan 'n kruis sterf.
En die probleem is te veel van ons as Christene, ons wag vir gerief. En God vra gehoorsaamheid. En dan, dis nog erger, party mense vat dit nog 'n tree verder. Hulle vas oor God se wil. Nee? En dan wanneer ek met hulle gesprek het, ek het so by the way, ek hou die wêreldrekord vir vas. Hulle het nog nie dit opgeteken in die Guinness Book of Records nie, hulle sê is nie amptelik nie, hulle het my nie gesien doen nie. Dis hoe vinnig ek was. Ek het 'n 40 dae vas klaargemaak in 40 sekondes. It's amazing. Nee? Jy gaan later die grappie vang. OK, gaan dink oor. Nou, party mense vas, want hulle soek God se wil. Maar dan praat ek met hulle, dan kom ek agter, God het sy wil vir hulle gewys, maar hulle hou nie daarvan. Dan vas hulle om seker te maak, God het reg gepraat. Of hulle probeer sy arm draai. Hulle probeer sê, Here, ek gaan nou vas, en ek gaan hierdie Daniel vas doen. Julle weet wat se Daniel vas nie, is net vrugte en groente, en niks vleis nie, en net water, en so aan. En dan sal die volledige vas, waar jy niks eet nie, dis 'n bietjie moeilik, net water drink. Dan staan die son op tot son onder vas, waar jy net eet as die ligte af is. Dis baie maklik om te cheat op daai, en jy gaan net na 'n vertrek toe wat donker is, soos 'n spens. Dan kan jy eet, want die ligte is af. Dan kry jy 'n ligte dieet, jy kan net eet as die ligte aan is. Dan kry jy 'n greens dieet, dis 'n golf dieet, jy mag net eet as dit groen is. En ek probeer dit nie ligtelik maak nie. Vas, as dit reg gebruik word, is dit reg. As jy God se wil soek en jy vas en jy sê nee vir sekere goed in jou lewe sodat jy tyd aan God spandeer, yes, go for it. Ek het dit al gedoen. Ek weet van iemand wat ek op Facebook het, wat elke jaar 40 dae voor Paasfees, dan sê sy op Facebook, vir 40 dae gaan jy my nie digitaal in die hande kry nie. Vir 40 dae sit ek my rekenaar af, ek sit my foon af, ek is van sosiale media af, ek is vir 40 dae vas ek van alle tegnologie. Jy gaan my vir die volgende 40 dae nie kry nie. Wanneer ek na tegnologie sou gegaan het, gaan ek na God se woord toe, dan spandeer ek tyd saam met die Here. En dis amazing. Maar vas gaan nie oor, ek wil God se arm draai. Dis nie 'n manier om uitstel te kry op iets wat God klaar vir jou gewys het. En die derde rede hoekom ons God se wil mis, is ons neem aan, ons assume, nee, en ons weet almal wat assume se probleem is. Ons neem aan dat hart is gelyk aan verkeerd. Jy was seker al daar, ek was al daar. Jy probeer God vir jou toekoms vertrou. Jy sê vir die Here, ek moet nou hierdie besluit neem. Soos toe ek agtergekom het, my seisoen in die NG Kerk is klaar. Toe gaan ek na die Here toe en ek sê vir die Here, okay, ek sal ophou in die NG Kerk werk, ek sal my titel opgee, ek sal wegloop van al my sekuriteit af, ek sal die huis opgee wat die kerk my verniet gee, ek sal die kar opgee wat die kerk betaal, ek sal my salaris opgee, ek het 'n vrou en 2 kinders, maar Here, ek sal dit doen en skuif van een kerk na 'n ander kerk. Toe gaan ek na Lewende Woord toe, en ek gaan na Doxa toe, en ek gaan na 'n klomp goed toe, en ek sê ek sal vir julle kerke plant, en die Here, en elke keer maak die Here net die deure toe, en dit werk nie, en dit werk nie, en die Here wys vir my, jy moet iets niets begin van scratch af, toe sê ek vir hom, Here, daai kite vlieg nie, totdat ek dit eventueel gedoen het. Ek kan verder teruggaan in my lewe. Toe ek in matriek was, die Here vir my gesê, ek moet 'n predikant, van graad 11 of actually, die Here vir my gesê, ek moet 'n predikant word, en ek het net vir hom gesê, hulle maak nie genoeg geld nie, hulle lewe is baie moeilik, en is complicated, en hulle weet nie wie is hulle baas nie, is dit mense, is dit God, ek het net gesê, nee, hierdie kite's nie vir my nie, ek gaan ingenieur word, ek wil geld maak. En die Here het dit net anders laat uitwerk. Want ons het hierdie probleem, of hierdie misverstand wat ons het, dat as iets moeilik is, dan kan dit nie God se wil wees nie. God se wil moet maklik wees. Dinge moet net in plek val, die een op die volgende ding. God moet net die deure laat oopgaan, die een na die ander. Kyk hoe maklik gebeur dit. Sien, dit moet God se wil wees. Nou ek wil vir jou iets sê, daar's 'n groot waarheid. God se wil is altyd goed, maar is nie altyd maklik nie. Dink bietjie hieraan. En toe ek hierdie besef ek, maar dis die grootste bewys dat hart is nie verkeerd nie. As hart verkeerd was die kruis die grootste fout in die geskiedenis. Want die kruis vir Jesus was nie maklik nie.
Dit was nie vir 'n oomblik maklik nie. Nie die 40 houe wat hy geslaan is nie, nie die gespot nie, nie die dra van die kruis na Golgotha nie, nie die fisiese kruisiging waar hy homself fisies dood versmoor het nie. Nie dood gebloei het nie, dood versmoor het. Dit was nie maklik nie. So as hart verkeerd is, dan moes Jesus nie aan die kruis gesterf het nie, dit was verkeerd. So ek wil vir jou vra, as jy jou Bybel het, moet jy vir my blaai na hierdie teks toe, want ek het amper nie geweet hierdie teks bestaan nie. Ek het geweet hy's daar, maar ek het om vir een of ander rede 'n bietjie vergeet. Dis dalk omdat dit gerieflik is om te vergeet. 1 Petrus 3 vers 17. En jy mag in jou Bybel inkleer en jy mag in jou Bybel skryf. Jy moet jou Bybel oplees. Mense wat se Bybels uitmekaar uitval, se lewens is heel. 1 Petrus 3 vers 17. Lees hierdie woorde. Jy sal nie glo wat hier staan nie. Hou in gedagte, as God beskik dat jy moet ly omdat jy goed doen, is dit beter as om te ly omdat jy kwaad gedoen het. Het julle daai woorde gehoor? As dit God se wil is dat jy moet ly, met ander woorde dat mense met jou lelik is, dat dinge verkeerd loop, dat jy jou werk verloor, dat jy jou vriende verloor, of wat ook al, as God dit beskik, as dit so uitwerk, dat jy swaar kry, want jy die regte ding gedoen, is dit nie beter as om swaar te kry, want jy die verkeerde ding gedoen nie, soos om toegesluit te word, want jy het moord gepleeg. Nee? So God kom en hy sê swaar kry, en goed doen, daar's 'n koneksie. Dit gaan soms gebeur, nie altyd nie, maar dit gaan. So ons maak hierdie fout. Ons verwar gerief met ons roeping. Solank soos wat dit gemaklik is en goed is ek presies in God se wil. Ek het 'n dosent gehad op universiteit wat vir my gesê het, Johan, as jy nie die wind van voor af kry nie, dan beweeg jy in die verkeerde rigting. Want die duiwel hou nie van mense wat binne God se wil beweeg nie. Soos die duiwel jou harde tyd gee, moet jy weet, jy's op die regte plek. Soos byvoorbeeld, kom ons gebruik 'n baie algemene voorbeeld van die tyd waarin ons leef. Ons weet, hierdie Bybel sê, God sê seks is vir die huwelik. Maar jy's verlief, en ons is in ons harte getroud. Nee, God ken ons harte. Ons het vrede. Nee, jy's buite God se wil. Net omdat reg voel, beteken nie dit is reg nie. Net omdat jy dit in jou eie kop vir jouself gejustify het, beteken nie dis reg nie. God se wil is nie altyd maklik nie. Hoor hierdie stelling. Sit dit op Instagram. Jesus het nie gesê, vat jou kussing en volg my nie. Hy het gesê, wat het hy gesê? Vat jou kruis. Wat het aan 'n kruis gebeur? Pyn, lyding, swaar kry. Jy soek God se wil, maar jy soek dit sonder dubbeltjies. Jy soek dit sonder moeilikheid. En daarom mis ons God se wil. So vanoggend wil die Here vir jou kom sê, as jy God se wil soek en jy mis dit, pas op dat jy dit nie oorvergeeslik nie, dat jy nie wag vir iets misties nie. Pas op dat jy dit nie ooranalyseer nie, pas op dat jy elke dingetjie nie wil weet voordat jy beweeg nie, dan is daar geen geloof betrokke nie. Moenie aanneem dat hart is gelyk aan verkeerd nie. Maar ultimately, eindig ons waar ons begin het. Hoe ken ek God se wil? Die vraag is, ken jy God se hart? Leef jy naby genoeg aan God? Lees jy sy woord? Gaan jy kerk toe? Spandeer jy tyd saam met God? Luister jy genoeg worship musiek? Vul jy jou gedagtes met goed wat goed wat goddelik is, sodat jy dink soos God, voel soos God? Want sien, om God se wil te ken, is die woord yada. Ek ken dit uit intimiteit, uit ervaring, vanuit 'n verhouding. Nie 'n stem uit die hemel nie.
Jy kan 'n stem uit die hemel uitkry wat vir jou sê, was jy al op 'n lughawe? As jy op 'n lughawe is, dan sal die hele tyd stem uit die hemel. Flight so and so to Frankfurt is now boarding. Beteken dit jy moet op die vliegtuig klim? Nee. Flight so and so to Cape Town is now boarding. Moet jy Kaap toe gaan? Nee. Jy het nie 'n kaartjie nie. Jy het jou ouma kom aflaai. Sy klim op die vliegtuig. Ek en jy gaan net God se wil ken as ons God ken. En God gaan net sy wil vir my wys as ek God soek. Nie sy wil en dan skuif ek hom een kant toe. En dan doen ek dit soos ek dit wil doen. God se wil is nie moeilik nie. Ons is moeilik. 'n Kind kan God se wil ken. Maar die probleem is ons soek nie God soos kinders nie. Ons soek God op ons terme. En dan sê God, right, as jy beter weet, dan los ek jou. Amen, kom ons bid saam. Here God, sorry. Sorry dat ek beter weterig is. Here, sorry dat ons soms slimmer is as 'n boom vol eile. Here, sorry dat ons dink ons kan die beste dinge in die lewe doen en sê dis God se wil, want ons het ergens 'n versie in die Bybel gelees. Here, maar daar's baie versies in die Bybel en nie almal is bedoel vir ons op 'n spesifieke stadium, op 'n spesifieke plek, rondom 'n spesifieke besluit nie. U wil vir ons is spesifiek. Ja, u hele woord is vir ons. Here, maar as ons u wil soek, dan wil u dit vir ons wys. Maar ons moet eers u soek en u ken vanuit 'n verhouding, Here. Ons moet u ken vanuit ervaring, Here. En dan sal u vir ons in daai verhouding wat ons u hand vat en tree vir tree stap, sal u vir ons wys, my kind, hier's vir jou die volgende tree. En daai tree gaan ons bang maak, Here. Maar saam met u kan ons op water loop. Here, help ons om u wil te soek en dit dan te doen, al is dit scary. Moenie dat vrees die laaste woord hê in ons lewe nie, Here. Mag u die laaste woord hê in ons lewe. Here, ek wil bid vir elkeen hier vanoggend. Elkeen wat luister op die video, Here, môre begin die skole weer. Here, ek wil bid vir onderwysers en personeel en skoolhoofde, ek wil bid vir ouers, ek wil bid vir jong mense, ek wil bid vir ons leerders. Here, dis die laaste kwartaal, hy's kort. Hy's kort, so baie moet gebeur, soveel moet afgehandel word. Help, Here. Staan ons elkeen by. Mag ons u volg, tree vir tree. En Here, nou gaan ons uit gehoorsaamheid aan u wil, nie omdat dit gemaklik is nie, nie omdat dit gerieflik is nie, nie omdat dit altyd is wat ons sou wou doen nie, gaan ons u dien met ons tiendes en ons offergawes. En gaan ons u vertrou om te voorsien vir die res. Ontvang ons tiendes, Here. Ons gee dit in gehoorsaamheid en met blydskap. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes. Die Here jou God wat jou oneindig lief het, wat net die beste vir jou lewe wil hê. Wat wil hê jy moet so min as moontlik moeilikheid in jou lewe hê. En as daar moeilikheid is, moet dit wees omdat jy die goeie dinge gedoen het. Daardie Here kom sê vir jou, my kind, ek die Here is vir jou goed en ek sal aanhou om vir jou goed te wees. Ek sorg vir jou en ek sal aanhou om vir jou te sorg. Ek die Here sien jou raak en ek sal jou aanhou raak sien. Ek gee jou my liefde en ek sal dit aanhou doen en ek sal vir jou goedgesind wees, selfs al voel dit nie so nie, selfs al lyk dit nie so nie. En ek gee vir jou voorspoed, nie die voorspoed wat die wêreld gee nie. En ek verbind my aan jou, want ek leef in 'n verhouding met jou. En ek wil elke tree saam met jou loop, sê die Here, want ek is jou Vader en jy is my kind. Amen.